Goeiedag en welkom by Vra jou vraag. Geen vreemde intros vandag nie, geen snaakse gebeure nie, net reguit na dit wat julle wil hê, die vraag. Die eerste vraag vandag kom van Kobus van Eden uit Sasolburg. Ek het gehoor dat moslems grond gekoop het rondom Orania. Is dit die waarheid? Kom ek sê vir jou so. Oraniërs besit natuurlik nie al die grond in hierdie gedeelte van die Noord-Kaap streek nie. Die buurdorpe en buurplase kan natuurlik hulle grond verhandel, net soos wat hulle goeddink en aan wie hulle wil. En daarom is dit heeltemal waar dat verskillende groepe in die Noord-Kaap grond koop. Van informele nedersettings wat aanhoudend groei tot oosterlinge en verseker dan ook moslems verhandel grond in die Noord-Kaap. Wat egter onveranderd bly, is die feit dat die Noord-Kaap steeds 'n streek met 'n baie lae bevolking, maar 'n hoë potensiaal is. Natuurlik sal Orania deurlopend ook kyk na maniere om ons grense uit te brei, maar met die huidige grondgebied behoort ons reeds te kan uitbrei tot 'n bevolking van omtrent 10.000 mense. Nou dink net daaraan binne die konteks van die eilbevolkte Noord-Kaap streek. Met so baie Afrikaners in een plek, waar ons tot 'n groot mate ons eie besluite kan maak, sal ons alreeds 'n baie groot invloed in die omliggende gebied ook kan hê. Ons uitdaging is nie soseer dit wat langs ons gebeur nie. Anders het ons gevrees elke keer wat die Suid-Afrikaanse regering nog 'n beleid op ons probeer afdwing. Daar gaan uitdagings oor ons pad kom. Wees dit polities, geografies, ekonomies, ons oplossing moet wees hier waar ons 'n verskil kan maak. Kom ons konsentreer op een plek waar ons eie omgewing kan skep. Nou, sover my kennis strek, het geen moslems in Orania grond gekoop nie. Om eiendom in Orania te mag hê, moet jy eerstens deur die verblyfsregproses gaan. Die verblyfsregproses is 'n hulpmiddel wat help om te verseker dat Orania aan sy doel kan slaag, naamlik vryheid. Ons sê gereeld Orania is nie net 'n gebied of net 'n dorp of net 'n stukkie grond in Suid-Afrika nie. Orania verwys na die plan. Orania is die idee. Dit is in essensie 'n vryheidsstrewe vir Afrikaners. En hiervoor is demografie lotsbepalend. Daarom is die Orania plan 'n projek deur Afrikaners, spesifiek vir Afrikaners. Hier vestig Afrikaners in 'n omgewing waar ons die vryheid het om ons eie besluite te maak. Nou elke liewe persoon wat in Orania wil bly of eiendom wil koop, moet eers verblyfreg kry. Dit sluit ook Afrikaners in, maar in dieselfde sin kan 'n mens daarom aflei dat 'n persoon wat nie deel van die Afrikaner kultuur is nie, of wat glad nie met ons Christelike geloof ooreenstem nie, gaan sukkel om 'n volwaardige Oraniër te wees. Orania is vir Christen Afrikaners. Nou moet ek daarom ook bysê dat Orania verskeie nasionale en internasionale vriende en ondersteuners het wat nie self Afrikaners is nie. Mense wat ons boodskap volg en verder versprei. Mense wat vereenselwig met ons konservatiewe waardes en wat na Orania kyk as 'n voorbeeld vir dit wat hulle in hulle eie gemeenskappe kan vestig. Ondersteuners van reg oor die wêreld, van die Vlaminge, Suid-Tirolers, Amerikaners tot selfs, ja, sommige moslems. Hierdie ondersteuners verstaan dat Orania 'n vryheidsprojek vir Afrikaners is. Hulle ondersteun Orania as sulks. Baie dankie aan elke liewe een van julle en kom kuier gerus vir ons. Michelle McCabe van Midrand. Hierdie is 'n voorstel. Mense wat Orania toe wil verhuis, vra dikwels watter werks- of besigheidsgeleenthede daar is, maar die gemeenskap kan nie altyd sê wat presies nodig is nie. Wat van 'n peiling met stellings soos, ek wens daar was dit of dat? So kan voornemende inwoners gehelp word met idees vir moontlike geleenthede. Wat 'n blink idee. Ek is seker hier is baie Oraniërs wat sommer aan 'n hele klomp dinge kan dink wat Orania nog nodig het. En ek weet verseker daar is baie mense van buite Orania wat nuuskierig is oor werks- en besigheidsgeleenthede in Orania. Nou jou idee vir 'n meningspeiling kan in een woord opgesom word: marknavorsing. Dit is beslis die regte manier om jou besigheid in Orania te oorweeg. Die lekker ding van so 'n peiling is ook dat 'n mens dit deesdae met taamlike min moeite sommer aanlyn kan doen. Daar is niks wat jou weerhou om so 'n peiling of 'n studie op te stel nie. Nou dit sal interessant wees om te sien na watter besighede mense in Orania verlang. Maar as dit so eenvoudig is, waarom kan die gemeenskap dan nie altyd sê wat presies nodig is nie, soos wat jy hier in jou vraag stel? Wel, dit is omdat om 'n besigheid te vestig baie meer neem as net belangstelling. Belangstelling is die beginpunt en die gemeenskap sal maklik vir jou kan sê wat hier nodig is. Sommers so op die punte van my vingers is industrie,
konstruksiemateriaalvervaardiging, voedselverskaffing, goedkoper ontwikkeling, vermaak, so gaan die lys aan. 'n Paar dinge waarna 'n mens kan kyk. Maar deur bloot te weet dat daar 'n behoefte aan byvoorbeeld konstruksiemateriaalverskaffing is nie noodwendig genoeg om jou besigheid hier te vestig nie. En dan kan 'n mens soms 'n besigheid vestig sonder dat daar enigsins 'n behoefte is. Toe Henry Ford begin het om karre te ontwerp, het hy glad nie mense se belangstelling in ag geneem nie. Hy het gesê dat sou hy vir mense vra wat hulle wil hê, dan sou hulle hom antwoord dat hulle graag vinniger perde wil hê. So daar was nie eers 'n vraag vir sy produk nie. Soms is jou aanbod so sterk dat die vraag daarvoor van self ontwikkel. Daarom is baie besighede in 'n sekere sin 'n eksperiment. 'n Goeie entrepreneur sien 'n geleentheid en maak werk daarvan. Daar is 'n verskil tussen 'n goeie besigheidsgeleentheid en belangstelling. Inwoners sal duidelik kan sê wat die belangstelling is. Kom ons sê byvoorbeeld 'n golfbaan langs die rivieroewer. Dit neem egter 'n goeie entrepreneur om hierdie belangstelling as 'n goeie of 'n slegte geleentheid te identifiseer. Nou natuurlik, hoe meer marknavorsing jy doen, hoe beter en hoe meer ingelig is jy vir jou potensiële besigheid. So doen gerus jou studies of meningspeilings. Dit sal interessant wees om te sien watter tipe besighede Oraniërs dink nodig is. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Rian van Eden uit Brits. In terme van Orania se volwasse bevolking, hoeveel besit huise en hoeveel huur hulle blyplek? Goeie vraag. Die meeste Oraniërs huur hulle blyplek. Ons is baie meer huurders as wat ons eienaars is. Ek is nie bewus van 'n studie wat die presiese verspreiding aandui nie, maar ek laat die skakel na 2024 se sensus hieronder. Daar is baie Orania statistiek wat interessant kan wees. Wat jy onder andere daarin sal sien, is dat Orania meer as 3000 inwoners het, waarvan meer as 2300 in die dorpsgebied bly. Hiervan is die meerderheid huurders. Terwyl Orania se eiendomsmark besig is om te stabiliseer, is dit vir die meeste inwoners eenvoudig net meer effektief om te huur. Orania het 'n gunstige huurmark, wat dit vir baie inwoners wat nog nie eiendom kan bekostig nie, alreeds moontlik maak om in Orania te kan kom vestig. Nou, ek is bewus van 'n wanpersepsie wat bestaan dat jy eiendom moet koop om in Orania te kan bly. Dit is nie die waarheid nie. Inteendeel, die meeste van ons hier. Ons word dus nie weerhou om Oraniërs te word as gevolg van ekonomiese uitdagings nie, maar kan hier bly en hier werk terwyl ons geldjies wegsit om eendag eiendom te koop. Nou natuurlik wil ons graag hê dat al hoe meer inwoners ook self eienaars word. Daar is verskeie inisiatiewe wat intree-hindernisse verlaag. Van meer eiendomme in die mark kry sodat die aanbod styg en pryse kompeteer, tot goedkoper eiendomme aan eerste ronde kopers beskikbaar stel. Dit wil sê om afslag te bied aan mense wat vir die eerste keer in hulle lewe eiendom probeer bekom. Daar is verskeie instellings en selfs privaat organisasies wat help en wat al in die verlede gehelp het om eiendom teen goedkoper pryse beskikbaar te stel. Vir Orania en vir Oraniërs is dit belangrik dat ons mense gevestig word en aktief deel raak van die gemeenskap. Wanneer iemand 'n eienaar word, dan neem hulle verantwoordelikheid vir hulle deel, hulle aandeel in die gemeenskap. Dit is vir my lekker om te sien hoe al hoe meer mense hulle eie stukkie in Orania eien. Hoe is die internet in Orania? Is dit moontlik om weg of remote te werk? Nou, kom ek sê vir jou heel eers so, ek het nog nooit op 'n plek gebly of by 'n plek gewerk waar daar nie iemand is wat kla oor die internet nie. Of dit nou in die hartjie van Pretoria is of hier in die Karoo op Orania. Dit lyk vir my asof internetverbinding 'n onperfekte menslike ontwerp is. Ek is seker enigiemand wat in IT werk sal dit kan beamoen. Die meeste navrae wat jy ontvang is seker klagtes oor die internet. Nou dit gesê, Orania se internetverbinding is taamlik goed. Hier is alreeds verskeie mense wat afstandswerk doen. Mense wat by maatskappye buite Orania aangestel is, maar wat hier bly en hier kan werk deur die internet. Baie besighede in Orania is ook afhanklik van goeie internetdienste. Dit is nodig om hulle webblaai te bestuur of bestellings te koördineer en uit te stuur. Wat infrastruktuur aanbetref, is daar nog nie optiese vesel oral in Orania beskikbaar nie, maar dit is iets wat deurlopend aangelê word. Nuwe ontwikkelings word so ontwikkel dat optiese vesel installering in die toekoms makliker gedoen kan word. En selfs vir ons hier by die Orania beweging is hoë spoed internet ook 'n belangrike hulpbron wat ons gebruik om ons boodskap te deel. Dink byvoorbeeld aan hoe hierdie video op jou skerm uitgekom het. En dan ons laaste vraag. In Engels. When will that mustache be fully grown? Los hom uit. Hy is kleiner as jy.
En hy groei nie, hy word strategies onderhou. Baie soos Orania is hier nie maar net 'n snor nie. Dit is 'n lewensprojek. En met daardie baie persoonlike vraag, kom ons dan aan die einde van hierdie episode van Vra jou vraag. Ek hoop julle het hierdie episode geniet en ek het nie 'n enkele slukkie van my koffie gevat nie. Sal dit sommer nou vinnig moet inhal. Julle ken die storie, as jy enige vrae het oor Orania, stuur dit na die skakel onderaan hierdie video. Ek antwoord graag jou vraag in die volgende episode van Vra jou vraag. Tot dan, totsiens.